Ons is besig met 'n voorlesing uit die boek Openbaring en ons lees die 25ste keer voor. Ons lees Openbaring hoofstuk 5. En ek het in die regterhand van hom wat op die troon sit, 'n boek gesien, van binne en van buite beskrywe en met 7 seels goed verseël. En ek het 'n sterk engel gesien wat met 'n groot stem uitroep: Wie is waardig om die boek oop te maak en sy seels te breek? En niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde kon die boek oopmaak of daarin kyk nie. En ek het baie geween, omdat daar niemand waardig bevind is om die boek oop te maak en te lees of daarin te kyk nie. Toe sê een van die ouderlinge vir my: Moenie ween nie, kyk, die leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid, het oorwin om die boek oop te maak en sy 7 seels te breek. En ek het gesien en kyk, in die middel van die troon en die 4 lewende wesens en in die midde van die ouderlinge staan daar 'n lam asof hy geslag is, met 7 horings en 7 oë, wat die 7 geeste van God is, wat uitgestuur is oor die hele aarde. Hy het gekom en die boek geneem uit die regterhand van hom wat op die troon sit, en toe hy die boek neem, val die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer, elkeen met sieters en goue skale vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is. Toe sing hulle 'n nuwe lied en sê: U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want u is geslag en het ons vir God met u bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie, en het ons konings en priesters vir ons God gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers. Toe sien ek en ek hoor 'n stem wat van baie engele rondom die troon en van die lewende wesens en die ouderlinge, en hulle getal was 10.000 van 10.000 en duisende van duisende, en met 'n groot stem het hulle gesê: Die lam wat geslag is waardig om te ontvang die krag en die rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof. Elke skepsel wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde en wat op die see is en alles wat in hulle is, het ek hoor sê: Aan hom wat op die troon sit en aan die lam kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot aan alle ewigheid. En die 4 lewende wesens het gesê: Amen, en die 24 ouderlinge het neergeval en hom aanbid, wat lewe tot in alle ewigheid. Jesus Christus is waardig, omdat hy die onmoontlike kan doen. Daar is niemand gevind wat by magte is om die boek met die 7 seels oop te maak nie. Vers 3 noem 3 plekke waar gesoek is na iemand om dit te doen. Niemand in die hemel is gevind nie. Dit beteken geen engel, lewende wese of enige ander hemelliggaam het die vermoë en waardigheid om dit te doen nie. Interessant dat 'n sterk engel uitroep: Wie is waardig? Hy in al sy krag as 'n sterk engel met 'n groot stem kan nie die boek oopmaak en sy seels breek nie. Geen persoon op die aarde het die meriete om dit te doen nie. Geen persoon of demoon onder die aarde het die vermoë om die boek oop te maak nie. Christus alleen waardig om die boek oop te maak en sy seels te breek. Miskien is dit goed om vas te stel, watter boek is dit? Dit is 'n boek in 'n boek. Johannes beskryf in sy boek Openbaring dat daar 'n boek in die hemel is. Hierdie misterieuse boek is geen ander boek as wat Daniël die profeet gesien het. Daniël 10 vers 21 noem hierdie geheime boek die boek van die waarheid. Dit is hierdie boek se inhoud wat verseël moes word tot die einde, Daniël 12 vers 4. Hierdie verseëling is wat Jesus Christus alleen waardig is om te breek.
Hy sal nou openbaar wat vir alle eeue verseël en verborge was. Die inhoud van hierdie boek is daarom die spesifikasies van die toekoms. God alleen kan die toekoms bekend maak. Hy alleen hou die inhoud van die toekoms in sy hand. Dit is ook vir hierdie rede wat ek glo die man van Daniël 10 vers 5 tot 6 is Jesus Christus. Dit is hierdie man wat deur die engele uitgevra is rakende die toekoms, Daniël 12 vers 6. Dit is dan hierdie man wat geweet het wat in die toekoms gaan gebeur, en wat die geheime boek van die hemel en wat daarin staan, Daniël 12 vers 7. Die tyd wat deur hom aangedui word in Daniël 12 vers 7, is ook die presiese tyd wat in hierdie verseelde boek van Openbaring staan, Openbaring 12 vers 6 en vers 14. 'n Draaiboekskrywer begin nie net 'n verhaal en maak dit op, maar soos wat hy aangaan nie, met die hoop dat alles goed gaan eindig nie. Nee, hy weet wat die einde van die verhaal sal wees en werk daarheen. So het God aan die begin reeds die einde geskryf, die oorwinning van Christus en die ewige heerlikheid vir al God se kinders in die hemel. As ons dan verstaan dat Christus waardig is, weens die feit dat hy die toekoms in sy hand hou, dan behoort ons ook met die nodige geloof en vertroue in hom te rus. Die koortjie lui omdat hy leef, geen vrees vir my, omdat ek weet wie hou die toekoms. Christus is waardig, want hy het sy lewe aan die kruis gegee. Vers 6 sê dit vir ons. Het u al 'n geslagte lam gesien? Lammertyd op die plaas is een van die beste tye om te boer. Die opwinding van nuwe lammertjies elke dag. Lammers is so spelerig dat dit sommer 'n heerlike atmosfeer op 'n plaas meebring. Hoe mooi en wit 'n pragtige lam ook al is lamsvleis ook die mees gesogte vleis. Lammers vir die beste vleis word geslag tussen 6 en 8 maande. 'n Geslagte lam is nie 'n mooi prentjie om te sien nie. In meeste gevalle vind dit plaas deur die lewendige lam se kop agteroor te trek en die 2 hoofslagare in die nek af te sny. Dit is nie 'n mooi prentjie nie. Die lam word dan opgehang om uit te bloei, waarna die lam afgeslag word. Dit is nie 'n mooi prentjie nie. Toe Johannes sy oë op Jesus rig, toe sien hy 'n lam asof hy geslag is. Dit is nie 'n mooi beeld nie. Dit is waarna Jesaja verwys wanneer hy skryf dat die Messias so misvormd sal wees in sy voorkoms, dat hy nie meer soos 'n mens gelyk het nie. Jesaja 52 vers 14. Ja, hy het gelyk soos 'n lam wat geslag is. Hy was soos 'n lam wat na die slagplek gelei is. Jesaja 53 vers 7. Sy slagplek was Golgotha. Daar het hy tussen God en mens aan die vloekhout gehang. Galasiërs 3 vers 13 en 1 Timoteus 2 vers 5. Johannes, die doper, het Jesus geïdentifiseer as die lam van God wat die sondes van die wêreld wegneem. Johannes 1 vers 29 en 36. Petrus skryf van die kosbare bloed van die lam. 1 Petrus 1 vers 19. Die hofdienaar van Ethiopië het gelees van die lam van God. Handelinge 8 vers 32. Maar het jy geweet dat die 32 keer wat ons van die lam van God in die Nuwe Testament lees, verwys die boek Openbaring 28 keer na Jesus Christus as die lam van God, uit die 32 geleenthede. Dit kan net wees om te vervul wat waar is oor Jesus Christus. Hy is deur sy eie mense verag en verwerp, tot die dood gevonnis aan die kruis. Nou sal hy, die lam wat aan die kruis gesterf het, hulle oordeel in die laaste dae, Openbaring 6 tot hoofstuk 18. Hy, die lam van God, het die oorwinning aan die kruis bewerk. Nou sal elkeen wat in Christus is, triomfantlik saam met hom, die lam in heerlikheid wees. By die kruis, sing ons in Halleluja lied 81, sal ek Jesus loof, totdat eens my lied verrys, ewiglik daarbowe. Vers 3 sê, deur u kruis, o lam geslag, ryklik begenadig, sal ek wandel dag na dag, deur geen leed beskadig.
Ons is tans by die 26ste voorlesing uit die boek Openbaring en ons lees weer Openbaring hoofstuk 5. En ek het in die regterhand van hom wat op die troon sit, 'n boek gesien, van binne en van buite beskrywe en met 7 seels goed verseël. En ek het 'n sterk engel gesien wat met 'n groot stem uitroep: Wie is waardig om die boek oop te maak en sy seels te breek? En niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde kon die boek oopmaak of daarin kyk nie. En ek het baie geween, omdat daar niemand waardig bevind is om die boek oop te maak en te lees of daarin te kyk nie. Toe sê een van die ouderlinge vir my: Moenie ween nie, kyk, die leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid, het oorwin om die boek oop te maak en sy 7 seels te breek. En ek het gesien en kyk in die middel van die troon en die 4 lewende wesens, en in die midde van die ouderlinge staan daar 'n lam asof hy geslag is, met 7 horings en 7 oë, wat die 7 geeste van God is, wat uitgestuur is oor die hele aarde. Hy het gekom en die boek geneem uit die regterhand van hom wat op die troon sit. En toe hy die boek neem, val die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer, elkeen met sieters en goue skale vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is. Toe sing hulle 'n nuwe lied en sê: U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want u is geslag en het ons vir God met u bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie, en het ons konings en priesters vir ons God gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers. Toe sien ek, en ek hoor 'n stem van baie engele rondom die troon, en van die lewende wesens en die ouderlinge. En hulle getal was 10.000 van 10.000 en duisende van duisende. En met 'n groot stem het hulle gesê: Die lam wat geslag is waardig om te ontvang die krag en die rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof. En elke skepsel wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde en wat op die see is, en alles wat in hulle is, het ek hoor sê: Aan hom wat op die troon sit, en aan die lam kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. En die 4 lewende wesens het gesê Amen, en die 24 ouderlinge het neergeval en hom aanbid, wat lewe tot in alle ewigheid. Christus is waardig, omdat hy sondaars red. Dit sê vers 9 en vers 10 wat ons gelees het. Elkeen in die hemel op daardie oomblik is so oorweldig met Christus se waardigheid en grootheid, dat hulle nie anders kan as om in sang uit te breek nie. 'n Nuwe lied word aangehef tot eer van die lam. Ja, hierdie woorde is getoonset en word dikwels in die kerk gesing, maar daardie dag sal dit in woord en melodie wees soos nog nooit gesing nie. Dit is 'n nuwe lied. Dit is nie net dat Christus in 'n wonderdaad aan die kruis gesterf het nie, maar hy het ook opgestaan uit die dood om daardeur sondaars te red. Hy is geslag en met daardie dierprys van sy bloed het hy 'n skaar verlosters in die hemel versamel. Die diversiteit van Jesus se kooptransaksie word aangedui in 4 woorde: stam, taal, volk en nasie. Dit wys ons op die liefde van God wat oor die hele aarde uitgaan, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Johannes 3 vers 16. God is nie 'n aannemer van die persoon nie en diskrimineer daarom nie teen geloof nie. Handelinge 10 vers 34. Uit watter ras of taal iemand mag wees, as so 'n persoon geloof in Christus Jesus het, sal hy of sy gered word. Romeine 10 vers 13. Hierdie uitnodiging om deel te wees van die hemelkoor wat sing, staan ook oop vir u. Vers 10 neem die werk van Christus nog verder.
Die wie gered is, word ook aangestel in die hoedanigheid as konings en priesters. Hierdie is 'n teks wat heenwys na die vrederyk wat sal aanbreek in Openbaring 20 vers 1 tot 6, wanneer die bloedgewastes saam met Jesus sal regeer 1000 jaar lank. Kyk net weer na die woorde van Openbaring 5 vers 10. Net iemand wat glo aan 'n letterlike 1000-jarige vrederyk kan hierdie woorde bely, want die koor bevestig, ons sal as konings op aarde heers. Dit is nie 'n misterieuse hemelkoninkryk nie, maar 'n letterlike ryk op aarde. Laat u koninkryk kom, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Matteus 6 vers 10. Dit blyk uit hierdie tekste dat ons in regeringsampte oor Jesus se wêreldwye koninkryk aangestel sal wees. Ander sal in geestelike hoedanigheid as priester aangestel wees om diens aan God te bring. Ons is by die 27ste en laaste voorlesing uit die 5de hoofstuk van die boek Openbaring. En ek het in die regterhand van hom wat op die troon sit, 'n boek gesien, van binne en van buite beskrywe, en met 7 seels goed verseël. En ek het 'n sterk engel gesien wat met 'n groot stem uitroep: Wie is waardig om die boek oop te maak en sy seels te breek? En niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde kon die boek oopmaak of daarin kyk nie. En ek het baie geween, omdat daar niemand waardig bevind is om die boek oop te maak en te lees of daarin te kyk nie. Toe sê een van die ouderlinge vir my: Moenie ween nie, kyk, die leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid, het oorwin om die boek oop te maak en sy 7 seels te breek. En ek het gesien en kyk, in die middel van die troon en die 4 lewende wesens en in die midde van die ouderlinge staan daar 'n lam asof hy geslag is, met 7 horings en 7 oë, wat die 7 geeste van God is, wat uitgestuur is oor die hele aarde. Hy het gekom en die boek geneem uit die regterhand van hom wat op die troon sit, en toe hy die boek neem, val die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer, elkeen met sieters en goue skale vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is. Toe sing hulle 'n nuwe lied en sê: U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want u is geslag en het ons vir God met die bloed gekoop, uit elke stam en taal en volk en nasie, en het ons konings en priesters vir onse God gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers. Toe sien ek, en ek hoor 'n stem van baie engele rondom die troon, en van die lewende wesens en die ouderlinge, en hulle getal was 10.000 van 10.000 en duisende van duisende, en met 'n groot stem het hulle gesê: Die lam wat geslag is waardig om te ontvang die krag en die rykdom, en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof. En elke skepsel wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde en wat op die see is en wat in hulle is, het ek hoor sê: Aan hom wat op die troon sit, en aan die lam kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. En die 4 lewende wesens het gesê: Amen. En die 24 ouderlinge het neergeval en hom aanbid, wat lewe tot in alle ewigheid. Christus is waardig volgens vers 12, omdat hy roemryk in al sy weë is. Hierdie 5de hoofstuk is gelaai met aanbidding teenoor God. Dit het begin in hoofstuk 4 met die aanbidding van die ouderlinge en die 4 lewende wesens. Nou is daar voortgesette aanbidding voor en rondom die troon. Vers 8 leer dat die 4 lewende wesens en die ouderlinge voor die lam neerval met allerlei musiekinstrumente. U sien, daardie dag
was Hanania, Misael en Asaria gedwing met die geluid van musiekinstrumente om voor Nebukadneser se beeld neer te val, waarop hulle geweier het in Daniël hoofstuk 3. Nou is daar in die hemel aanbidding, waar elkeen voor die lam buig, terwyl daar musiek en hemelkore is wat sing. Aan die lam word lof gebring en reukwerk van gebed. Dit is al die gelowige gebede van die heiliges, wat nou in aanbidding aan Christus gebring word as 'n bewys dat hy aanbiddingswaardig is. Die lied wat die bloed gewast is, wat die skaar daar by mekaar, die skare verklaar en sing, en die stem van baie engele word nou daarby gevoeg. Ja, dat die getal 10.000 van 10.000 en duisende van duisende is volgens vers 11. As dit nie alreeds 'n groot skare is nie, sal daar nog 'n groter stem opgaan. Dit is die stem van elke skepsel, die in die hemel, op die aarde, onder die aarde en wat op die see is, vers 13. Niemand word nou uitgesluit nie. Nadat elke skepsel aan God lof, eer en heerlikheid bewys het, bevestig die 4 lewende wesens dit met Amen, vers 14. Hierop het die ouderlinge weer voor hom neergeval en God aanbid. Psalm 86 vers 8 tot 10 sê, daar is niemand soos u onder die gode, Here, en daar is niks soos u werke nie. Al die nasies wat u gemaak het, sal kom en hulle voor u aangesig neerbuig, Here, en hulle sal u naam eer, want u is groot en doen wonders, u alleen is God. John Gill verduidelik dat 1. Krag behoort aan hom, aangesien hy die almagtige God is en die verlosser en saligmaker van die mens. Hy het opgestaan uit die dood en is verhewe tot God se regterhand en verklaar as Here en Christus, met alle mag in die hemel en op aarde. 2. Rykdom kan toegeskryf word aan hom, wat al die volheid van die Godheid in hom het, Kolossense 2 vers 9, aan wie die hemel en die aarde en die volheid daarvan behoort, wat as middelaar erfgenaam van alle dinge is, en beide die rykdom van genade en heerlikheid in sy hande het. 3. Wysheid is ook syne. Hy is die wysheid self, hy is die enige wyse God, en hy is die outeur van alle wysheid, natuurlik en geestelik. As middelaar het hy die gees van wysheid en kennis wat op hom rus, en die skatte van beide is in hom verborge. 4. Sterkte kan aan hom toegeskryf word. Hy het sy volk gered en verlos met 'n magtige hand en uitgestrekte arm, en al sy vyande onderwerp en oorwin, deur aan sy kinders krag te gee om hulle plig na te kom, versoekings te weerstaan en verderf te staan. 5. Eer kom hom toe as die seun van God, dat hy net so geëer moet word as die Vader. Hy is as middelaar met heerlikheid en eer gekroon. 6. Heerlikheid is wat aan hom toegeskryf behoort te word, ja, die heerlikheid van die ware God, en ook die heerlikheid van die saligheid, as middelaar. 'n Heerlikheid wat aan hom beloof is, wat hom toekom nadat hy sy werk voltooi het. Wat hy nou geniet, daarom moet hy lof 7 gegee word aan hom wat God oor alles is, geseënd vir altyd in homself, die volmaaktheid van sy natuur, in wie alle geestelike seëninge is en in wie al die nasies van die aarde geseën is, aan wie lof en dank betuig moet word, vir seëninge van vergifnis, regverdigmaking, verlossing, genade en vir soveel meer. Dit is wat uiteindelik in vers 12 vir ons geleer word. So kom ons dan aan die einde van hoofstuk 5. Ons is by die 28ste voorlesing uit die boek Openbaring en ons lees Openbaring hoofstuk 6. En ek het gesien toe die lam een van die seels oopmaak, en ek het een van die 4 lewende wesens hoor sê,
soos die geluid van 'n donderslag. Kom kyk. En ek het gesien en kyk, daar was 'n wit perd, en hy wat daarop sit, het 'n boog, en aan hom is 'n kroon gegee, en hy het uitgegaan as 'n oorwinnaar om te oorwin. En toe hy die tweede seël oopgemaak het, hoor ek die tweede lewende wese sê, kom kyk, en 'n ander perd, 'n vuurrooie, het uitgekom, en aan hom wat daarop sit, is dit gegee om die vrede van die aarde af weg te neem, en dat hulle mekaar sou doodmaak, en 'n groot swaard is aan hom gegee. En toe hy die derde seël oopgemaak het, hoor ek die derde lewende wese sê, kom kyk, en ek het gesien en kyk, daar was 'n swart perd, en hy wat daarop sit, het 'n skaal in sy hand. En ek het 'n stem tussen die 4 lewende wesens hoor sê, 'n rantsoen koring vir 'n penning en 3 rantsoene gars vir 'n penning, en moenie die olie en die wyn beskadig nie. En toe hy die 4de seël oopgemaak het, hoor ek die stem van die 4de lewende wese sê, kom kyk, en ek het gesien en kyk, daar was 'n vaalperd, en hy wat daarop sit, sy naam is die dood, en die doderyk het hom gevolg, en aan hulle is mag gegee oor die 4de deel van die aarde, om dood te maak met swaard en hongersnood en pes, en deur die wilde diere van die aarde. En toe hy die 5de seël oopgemaak het, sien ek onder die altaar die siele van die wat gedood is ter wille van die woord van God en die getuienis wat hulle gehad het. En hulle het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, hoe lank, o heilige en waaragtige heerser, oordeel en wreek U nie ons bloed op die bewoners van die aarde nie. En aan elkeen van hulle is wit klere gegee, en aan hulle is gesê, dat hulle nog 'n klein tydjie moes rus, totdat ook hulle medediensknegte en hulle broeders, wat nog gedood sou word, soos hulle voltallig sou wees. En ek het gesien, toe hy die 6de seël oopgemaak het, en kyk, daar was 'n groot aardbewing, en die son het swart geword soos 'n harige sak, en die maan het geword soos bloed, en die sterre van die hemel het op die aarde geval, soos 'n vyeboom wat deur 'n groot wind geskud word, soos navye laat afval. En die hemel het weggewyk, soos 'n boek wat toegerol word, en al die berge en eilande is uit hulle plek versit. En die konings van die aarde, en die grootes, en die rykes, en die owerstes oor 1000, en die magtiges, en al die slawe, en al die vrymense het hulle weggesteek in die spilonke en in die rotse van die berge, en vir die berge en die rotse gesê, val op ons en verberg ons vir die aangesig van hom wat op die troon sit, en vir die toren van die lam, want die groot dag van sy toren het gekom, en wie kan bestaan? Openbaring 6 is 'n aangrypende hoofstuk. Die onmoontlike word moontlik gemaak in hierdie hoofstuk. Die toekoms word oopgebreek. Soos die seels gebreek word, hardloop daar verskillende perde uit. Elkeen van hierdie perde het ruiters, en die ruiters van die perde verwys na een man. Een man wat 4 perde ry, kompleet soos 'n politikus wat op 4 stoele in die raadsale sit. 'n Stoel vir wêreldvrede, dan neem hy weer 'n posisie in om in die naam van vrede oorlog te maak. Ons praat hier van 'n skielike verderf wat oor die inwoners van die aarde sal kom, wat nie aan sy woord en opdragte gehoorsaam is nie. Die profeet Joël praat van die dag van die Here, die groot verdrukking. Dan praat hy van die verwoester wat alles platvee soos hy beweeg. Joël 2 vers 4, sy voorkoms is soos die van perde, en net soos ryperde, so hardloop hulle. Die ruiter van hierdie perde is 'n wêreldleier wat aan die einde van die dae sal optree. Dieselfde koning as wat Daniël van gepraat het, die koning
met 'n harde aangesig, Daniël 8 vers 23. Die man wat sal optree teen die vors van vorste, Daniël 8 vers 25. Ons weet dat hierdie ruiters nie na Jesus verwys nie, want Jesus Christus is die een wat die boekrolle vashou en een vir een die seels breek. Nee, die ruiter van hierdie 4 perde is die anti-kris. Sy openbaring word deur Paulus beskryf aan die begin van die verdrukking, 2 Tessalonisense 2 vers 7 tot 8, want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou teehou uit die weg geruim is. En dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak. Dit is hy na wie Johannes verwys, 1 Johannes 2 vers 18. Kinders, dit is die laaste uur, en soos julle gehoor het, dat die anti-kris kom. Dit is hierdie man, wie se verskyning hand aan hand loop met die groot verdrukking wat hierdie wêreld ooit sal beleef. Matteus 24 gee 'n beskrywing van die omstandighede tydens 'n toekomstige verdrukking. Jesus noem hierdie tydperk die groot verdrukking in vers 21 van Matteus 24. Waaraan sal hierdie verdrukking gekenmerk word? Wel, vers 8 sê smarte, vers 9 sê verdrukking. Die mense sal doodgemaak word, vers 9. Hulle sal gehaat word, in vers 9. Baie sal tot struikeling gebring word, vers 10. Baie sal verraai word. Baie sal mekaar haat. En baie valse profete sal opstaan en mense verlei. Ongeregtigheid sal vermeerder en die liefde van die meeste sal verkoel, alles in vers 10. So word die toekoms geopenbaar en die boekrol wys op 'n groot verdrukking wat oor die aarde gaan kom, nadat die kinders van die Here uit die weg geruim is. Hierdie verdrukking kom weens die toedoen van een man, maar die boosheid van miljoene. Ja, oor die eeue was daar verdrukking op aarde weens die gierigheid van enkelinge soos Alexander die Grote, Napoleon of Adolf Hitler, maar die einde wat in die toekoms lê, gaan baie meer brutaal wees as ooit tevore. Want hierdie keer gaan die persoon wat aan die voorste tou staan, 'n diabolies beheerde, duiwels geïnspireerde en ja, so sommige beweer 'n satanies geïnkarneerde persoon wees. Die verdrukking en die persoon wat dit veroorsaak is onlosmaakbaar van mekaar. Matteus 24 vers 15, wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet Daniël sien staan in die heiligdom, laat hy wat lees oplet. Want, sê vers 21 van Matteus 24, dan sal daar groot verdrukking wees, soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie. Hierdie term wat Jesus self aan hierdie tydperk gee, die groot verdrukking, word ook op ander plekke genoem, die 70ste week van Daniël, Daniël 9:27, die dag van die Here, Joël 2 vers 1, die groot dag van sy toorn, Openbaring 6 vers 17, die tyd van Jakob se benoudheid, Jeremia 30 vers 7, die toekomstige toorn, 1 Tessalonisense 1 vers 10, die uur van beproewing wat oor die wêreld sal kom, Openbaring 3 vers 10, die groot verdrukking, Matteus 24 vers 21 en Openbaring 7 vers 14. Die verdrukking kom wanneer die 7 seels gebreek word, die 7 basyne geblaas word, en die 7 goue kruike uitgegiet word. Ja, daar sal 'n anti-kris wees. Ja, daar sal verdrukking wees. Dit alles word egter teweeggebring deur God self. Alles wat op aarde sal wees, is die toorn van die lam. Die anti-kris is maar net 'n pion in Christus se hand om sy doel te bereik. Ons sal môre voortgaan met ons lees uit die boek Openbaring.